Die belangrike onderskeid tussen selfbeeld en selfvertroue. In ons navorsing op professionele atlete was dit duidelik dat die beste van hulle sterk verstaan van die verskil tussen hulle selfbeeld en selfvertroue het. Daar is baie belangrike verskil tussen hierdie twee konsepte. Selfbeeld het te doen met jou waarde as mens. Dit is iets wat diep gegrond lê in jou menswees. Selfbeeld het te doen met hoe jy jouself definieer. Selfvertroue het te doen met jou geloof in jou vermoë om sekere goed te doen, jou vaardigheid. Jy kan jou selfvertroue versterk deur beter te raak met die goed wat jy reeds doen. Deur herhaaldelik aan te hou werk en te verbeter, sal dit die direkte impak op jou vlak van selfvertroue in die spesifieke area hê. Wanneer ons foute maak, gaan ons selfvertroue dalk bietjie af, maar jy kan deur sukses in klein goed begin om jou selfvertroue stelselmatig op te bou. Wat die beste professionele atlete goed reg kry, is om hulle selfbeeld of waarde te verwyder van dit wat hulle elke dag doen, hulle selfvertroue. 'n Slegte dag op die veld maak nie van jou 'n slegte mens nie. 'n Slegte dag op kantoor maak nie van jou 'n slegte mens nie. Dit is vir professionele sportmense veral belangrik omdat hulle hul werk vir die wêreld doen en gereeld baie kritiek uitlok. Die ouens weet dat hulle hierdie twee areas van self moet onderskei om suksesvol te wees. En dit is vir ons ook belangrik om hierdie onderskeid te tref. Selfbeeld is iets wat heeltemal anders is. Dit word van geboorte af gevorm deur ervaring, blootstelling en omstandighede. Omdat waarde en selfbeeld so 'n fundamentele deel van 'n persoon se identiteit vorm, is dit nie waar ons proses geskoei is nie. Ons fokus om op selfvertroue te bou en glo dat daardeur 'n oorvloei impak op die individu se selfbeeld kan hê. Ons het ook gevind dat identiteit of waarde gekoppel is aan jou waardes. Meer spesifiek, die mate waartoe jy reg kry om volgens jou waardestel te leef. Jou waardes speel 'n bepalende rol op waarmee jy jouself besig hou. Daarom is dit krities belangrik om jou why, jou waardes, jou doelwitte baie duidelik te verstaan. As mens dit mooi verstaan, kan dit 'n groot dryfveer wees agter hoekom jy doen wat jy doen. Dit help ook om gedrag te belyn met die identiteit en waardes, wat oorspoel in hoe mens voel oor jouself. Selfvertroue kom nie van die wete dat mens die uitkoms kan beheer nie, maar eerder die wete dat jy jou reaksie teenoor die situasie of gebeurte kan beheer. Iemand met 'n gesonde selfbeeld besef dat hulle nie slagoffers is nie. Hulle glo in hulle vermoë om oplossings te soek. So hoe bou mens dan selfvertroue? Nommer 1. Begin met die klein goed. Staan op wanneer jou wekker afgaan. Maak jou bed op. Doen die klein goed reg. Sodoende voel jy kan jouself met die groot goed ook vertrou. 2. Moet nooit ophou probeer nie. Failure breeds mastery. Growth mindset. Let op jou ingesteldheid. Sien mislukkings as 'n geleentheid om te leer en beter te raak. Laat ontwikkeling en die proses die fokus wees. 3. Wees bewus van jou selfspraak, jou binnestem. Die terugvoer wat jy konstant vir jouself gee. Dit wat jy vir jouself sê, maak saak. Dit gaan baie moeilik wees om 'n positiewe uitkyk op jouself te hê as jy jouself die heeltyd afbreek. Joe Namath het gesê, "When you have confidence, you have fun. And when you have fun, you can do amazing things." As jy meer wil weet oor hoe jy jou selfvertroue kan versterk om jou kanse tot sukses te verbeter, gesels met ons op Facebook of los 'n boodskap op hierdie bladsy. Ons het ook 'n assessering wat jy kan voltooi om te sien hoe sterk jy tans in hierdie area is. Die link daarna is ook hier ingesluit.